die 5de hoofstuk, daarvan in vers 17. Prys die Here. Amen. Almal in die plek. Lukas 6 van vers 17. En op een van die dae was hy besig om te leer en fariseërs en wetgeleerdes wat gekom het uit elke dorp van Galilea en Judea en uit Jerusalem het daar gesit. En daar was krag van die Here om hulle te genees. Amen. Glory to God. Daar was krag van die Here om hulle te genees. Amen. En daar het manne 'n mens wat verlam was op 'n bed gebring en hulle het probeer om hom in te bring en voor hom neer te sit. Dink net hierdie manne het gehoor van die Here Jesus. Hulle het gehoor van sy wonders wat hy gedoen het. En wat hy gee vir mense om. Hy's daar om te genees, om te verlos, om vry te maak. Hy's daar om te gee dit wat die mens na verlang. En wat is die belangrikste wat daar vir jou en my is? Om te ontvang van die Here af. Sy goddelike liefde en genade. Is dit nie wonderbaar dat ons kan sê, Here, U is vir ons goed? Hy sê in vers 19, en toe hulle vanweë die skare geen kans sien om hom in te bring nie, klim hulle op die dak en laat hom met die bed afsak deur die panne tussen die mense in en voor Jesus. Amen. Nou daar was mense wat, as jy kyk na baie mense, of kom ons kyk na vandag se lewe, is daar mense wat op 'n plek is en wat gebeur. Baie mense is nuuskierig. Baie mense wil by hierdie deur ingaan. Maar daar sal die plek wat daar binne is al reeds vol. Nou is daar mense by die deur en hulle dring daar by die deur. En daar's mense wat aan die buitekant is. En hier kom 4 manne aan met 'n man op sy bed. En hulle dra hierdie man. Nou hulle beddens is blykbaar anders te gewees as ons beddens vandag. As het ons beddens was, het ek weer netjies omgesit. Maar hulle het die beddens gedra. Een op elke punt. En hulle kon nie, vanweë die skare, kon hulle nie ingaan met daardie deur nie. Nou wat gebeur baie keer met mense? As jy weet jy wat, ek kan nie eens inkom nie, kom ek los dit uit. Kom ek los dit. Ek laat staan hierdie storie nou net hierso. Ek sal maar kyk vir 'n volgende geleentheid. Maar hierdie mense was desperaat. Hierdie man wat verlam is, was desperaat. Hy het 'n verwagting gehad wat die Here vir hom kan doen. Amen. Die 4 wat hom gedra het, vriende, familie, weet nie, maar was desperaat dat dit wat hy verlang, God vir hom kan gee. Amen. Dat daar vir hom genesing kan laat plaasvind. Het hulle nie laat afsit van die verdringing van die mense by die deur nie, dat hulle nie kon inkom nie. Ag, ekskuus, wil jy nie so 'n bietjie ek wil inkom. Ekskuus, maar ons kan nie nou pad gee hierso nie. Want jy weet as jy gee pad, is jou plek kwyt. Is dit nie wat gebeur nie?
En wat gebeur? Hierdie mense klim op die huis se dak en hulle maak die dak oop. Hulle is nie bekommerd oor wat ander gaan sê nie. Hulle het geloof in hulle binneste. Dat as hierdie man by Jesus kom, daar vir hom genesing sal wees. Daar vir hom verlossing sal wees. Daar vir hom oorwinning sal wees. Dit sal hy kry wat hy verlang van die Here af. Wie het vanmôre verlange van God? Wanneer ek en jy absoluut, weet as mense desperaat is oor iets, Party doen baie snaakse goeders in die lewe. Hulle absoluut doen dinge wat hulle nie eintlik geoorloof is om te doen nie. Maar hierdie manne breek die dak oop. Ons lees verder wat sê die woord. Vers 10 sê, 20 sê, ekskuus tog. En toe hy hulle geloof sien, sê hy vir hom, mens, jou sondes is jou vergewe. Wat sien die Here Jesus? Hy sien hierdie 5 manne wat daar is. Die verlamde een en die 4 wat hom dra. Wat hom hier deur die dak laat afsak. Reg voor hom. En hy sien hulle geloof wat hulle het. Hy sien dit wat hulle graag wil hê. Wat vir hulle al 5 belangrik is. Dit was vir die ander 4 net so belangrik gewees as vir die ene wat verlam was. Want jy weet as die verlamde man genesing ontvang het, dan hoef hulle hom nie meer rond te dra nie. Dan hoef ander hom nie meer rond te dra nie. Dan kan hy ons loop. Dan gebeur daar iets in mense se lewens. Ja, maar dit kan nie met my gebeur nie, hoekom nie? Wat as ek en jy nie die geloof het? Mense het baie keer, man, hulle sal in die gypsies toe gaan. Hulle sal in die afgode dienaars toe gaan. En gaan luister na hulle en glo wat hulle vir jou vertel. Hulle vertel jou klomp leuns. En hulle glo hulle. Maar hierdie mense het geloof gekry in Jesus. En wie sê, waar moet ek en jou se geloof wees? In die Here Jesus. As ek en jy absoluut kan begin ons geloof toepas in die Here Jesus, dan doen hy die wonderwerke vir jou. Dan doen hy die onmoontlike. Wat het die Here gesê? Hy sê vir die wat glo, is alle dinge moontlik. As ek nie glo nie, is niks vir my moontlik nie. Maar alle dinge is vir jou moontlik as jy absoluut glo. Die laaste ding wat jy ooit moet vra, is geld. Die Here sê, wie my soek sal my vind. Wie klop sal oopgemaak, wie vra sal gegee word. Hy sê ek en jy moet hom ken in al ons weë. En hy sal die paaie vir jou en my gelyk maak. Roep my aan in die dag van benoudheid en ek sal jou uithelp, maar jy moet my eer. God doen die onmoontlike vir jou en my. Wat sê Matteus 6?
Dit is vers 33 wat hy sê. Soek eers die koninkryk van God en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Amen. Glory to God. Ek wil vanmôre vir jou sê, soek die koninkryk van God en die Here sal vir jou en my byvoeg. Amen. Wie van ons het al, ons het nie eens gevra nie, maar God voorsien vir jou. Amen. En weer as voorsien God dit wat jy nodig het. Amen. Dit my baie gebeur al. Ek het nie gevra daarvoor nie, maar God het geweet ek het dit nodig. Amen. En God voorsien vir jou en my. Amen. As wel baie keer wat ons sê, Here, ek het dit nodig. Ek vra die Here. Wat God maak die sluise van die hemel oop. Amen. Maar ek kan nie God vra as ek nie glo nie. Ek kan nie die Here vra as ek nie geloof in my binneste het nie. Hierdie mense se geloof is so ernstig dat hulle die dak oopbreek. Hulle is so ernstig met die Here. Here, as ons hierdie dak oopbreek en hierdie man kom voor die Here, dan sal God hom genees. Amen. Dan sal 'n genesing plaasvind. Hulle het daardie oomblikke nie 'n saak gehad met die eienaar van die huis nie. Daai is 'n ander saak. Daai kan bespreek word na die tyd. Nadat alles genormaliseer het, sal ons daai saak aanraak. En ons sal die dak gaan regmaak. Daai was nie nou ter sprake gewees nie. Wat ter sprake is dat hierdie lamman by Jesus moet uitkom. Amen. En die Here sien hulle geloof, toe hom laat sak deur die dak en reg voor die Here Jesus kom. Dit was hulle saak gewees wat nog gehad het. Dit was hulle belangrik gewees op daardie oomblik. Dat hierdie man genesing moes ontvang. Hulle geloof was so sterk gewees. Al breek hulle die dak oop. As jy Jesus sien, en dan by die Here Jesus se voete is, Here met hom spreek, dan sal hy gesond word. Amen. Kry vir jou 'n prentjie vanmôre. As hier nou baie mense is, en niemand kan inkom nie, en jy begin die dak oop te breek. Baie mense is skeers, wat gaan nou aan? En hier kom iemand wat siek is. En hy het absolute geloof, dat wanneer daar met hom gespreek, gebid sal word, wat ook al, dat hy aanraking kry, sal hy gesond word. Amen. Want hy het absoluut geloof in sy binneste. Hy het absoluut, kom ek vir jou so stel. Baie mense sê, man, wees net positief. Dis nie dat jy positief moet wees nie. Is dat jy moet geloof hê in Christus. Amen. Geloof in die Here Jesus, dis wat belangrik is vanmôre. Die wêreld kan positief wees, maar hulle het nie geloof in die Here Jesus nie. Ek wil nie vanmôre vir jou sê, word 'n beter mens nie. Wanneer ek begin om vir jou te sê, word 'n beter mens, dan gaan dit nie help nie. Ek en jy moet nie beter mense word nie. Ons moet God dien. Amen. En wanneer ons God dien, dan verdwyn die verkeerde dinge uit jou lewe uit. Dan verdwyn dit wat sleg is in jou lewe. Dan verdwyn die lammelaites. Baie mense het mos lammelaites.
Hy stap. Geestelik is hulle so. God wil nie ek en jy met lammelike sê nie. God maak jou los van lammelike sodat jy en ek die Here kan dien in gees en in waarheid. Hierdie man is lam. Here, ek wil verlossing hê. Amen. Nou voordat ek miskien ek kan nie sien dat hy gepraat het nie. Ek sien dit nie dat hy gepraat het nie. Maar toe Here Jesus sien hierdie manne kom hier af in die dak. Hy het gehoor, hulle begin te af te breek. En hy sien hulle sak hierdie man deur die dak. Sien hy hulle geloof. Hy aanskou hulle geloof. Glory to God. Amen. Toe is daar dinge wat besig is om plaas te vind in daardie huis. Wanneer ek en jy absoluut geloof het in Christus, dan begin dinge te gebeur in jou huis. Dan begin dinge te gebeur in jou lewe. Dan begin daar dinge te verander in jou lewe. Maar as ek nie geloof in God en die kon dinge gebeur, dan gebeur al die verkeerde dinge. Wat sê hy vir ons hierso? In vers 21. Kom ons lees vers 20 weer. En toe hy hulle geloof sien, sê hy vir hom, mens, jou sondes is jou vergewe. Oeg, jene. Hy praat die Here hier iets anders hierso. Wat die manne aan die praat het. Dat die dinge gonst. En die skrifgeleerdes en die fariseërs het begin redeneer en sê, wie is hy wat so God lasterlik praat? Wie kan sondes vergewe behalwe God alleen? Man, die Here Jesus sê hierso, jou sondes is jou vergewe. En daar kom 'n roering. Man, as jy begin om dinge te vertel wat waarheid is, dan kom daar 'n roering onder die mense. Dan begin mense ander dinge te praat. En die fariseërs en die skrifgeleerdes sê, wie is hy? Dat hy so God lasterlik praat. Wie is hy? Man, vind uit wie is hy? As jy nie vra na hom nie, hoe sal jy weet? Jy's 'n skrifgeleerde, jy's 'n wetgeleerde, jy ken die skrifte, maar jy weet nie wie is jy nie. Wie is hy wat op die water loop? Amen. Wie is hy wat hier by jou staan? Wie is hy wat jou aanraak? Dit is Jesus, die ware God, halleluja. Amen. Vra wie is hy? Wat so God lasterlik praat? Hy man is opgewonde, hulle is kook hier. Die bootjies is warm. Sê, wie is hy? Hulle sit en redeneer daar aan mekaar. Hulle is omgekrap nou. Wie kan sondes vergewe, behalwe God alleen man? Wat sê die skrif? As hulle geweet het, dis die Here van die heerlikheid, sou hulle hom nooit gekruisig het nie. As hulle geweet het wie Jesus was, sou nie geredeneer het en gesê, Here, hier is ek, verlos my ook.
Here, verander my lewe. Verander my denkwyse. Here, verander my hart. Here, verander my binneste. Dat ek U mag dien met my hele hart, siel en wese. Glory to God. Wat is die vers 22? Hy sê, maar Jesus het hulle redeneringe gemerk. En hy antwoord en sê vir hulle, wat redeneer julle in jul harte? Dan dink ons, weet jy wat, God ken nie wat in my binneste van my hart aangaan. Man, die Here ken jou binneste van jou hart deur en deur. In en uit. Beter as wat jy homself ken. Wat jy jouself ken. God ken die binneste van die mens se hart. Hy weet wanneer jy sit en marmereer en kla. Hy weet wanneer jy sug en te kere gaan. Maar weet een ding, God weet ook wanneer jy verlang. God weet ook wanneer jy behoeftig is. God weet ook wanneer jy iets nodig het. God weet ook alles van jou af, van my af. Weet soos hierdie twee, hulle gaan steel mielies, die pa en die seun. Terwyl hulle so mielies steel, sê die pa vir die seun, jy moet nou oral te kyk. Waar? Om ons, laat nie iemand ons sien nie. En hy tik sy pa so, hy sê, pa, ons moet boontoe kyk ook. Want die Here sien ons. Amen. Het jy dit geweet? Jy dink niemand sien jy nie, maar God sien jou ook. Die Here sien jou ook raak. Want hy is 'n wonderbaarlike God. Hy sê in vers 23. Wat is makliker om te sê, jou sondes is jou vergewe, of om te sê, staan op en loop. Die Here spreek 'n woord, en dit is so. Amen. Maar dat julle kan weet, dat die Seun van die mens mag het, om sondes op die aarde te, ons lees weer daar vers 24. Maar dat julle kan weet, dat die Seun van die mens mag het, om op aarde sondes te vergewe, sê hy vir hulle, sê hy vir die verlamde man, ek sê vir jou, staan op, neem jou bed op, en gaan na jou huis. Wat is makliker om te sê? Jou sondes is jou vergewe, of staan op, neem jou bed op, en gaan na jou huis toe. Vir die Here om dit te sê, is dit niks nie. Om vir die Here om te sê, wees genees, is niks. Om vir die Here om te sê, jou sondes is jou vergewe, is dieselfde. Om te kan weet, dat die Here maak vry. Maar wie is hy? Dat hy so godlasterlik kan praat. Hy is die ene, wat gekom het na sy eiendom, na sy eie mense, en sy eie mense het hom nie aangeneem. Maar wat sê die woord van die Here? Almal wat hom aangeneem het, wie in sy naam glo, aan hulle het hy mag gegee, om kinders van God genoem te kan word. Amen. Glory to God. Vers 25 sê, hy staan toe onmiddellik
voor hulle op. Neem die bed op, waar hy op gelê het, en gaan na sy huis, terwyl hy God verheerlik. Amen. Daar waar hy lê, man, hy kon nie loop nie. Hulle moes hom deur die dak bring, laat sak op die grond lê. En die Here vir hom sê, staan op, neem jou bed op, en loop, gaan na jou huis. En daar staan hy dadelik op. Nie oor 3 maande of 3 jaar nie. Hy staan daarop. En hy kry genesing. Hy kry oorwinning. Die Here spreek hom vry van sy sondes. Hoekom? Omdat hy geglo het in iemand anderste? Nee, hy het vertroue in die Here gehad. Hy het God geglo met sy hart, siel en wese. En hy kry oorwinning daar. Hy neem sy bed op en hy loop terwyl hy God verheerlik. Ag, weet jy, as God vir jou iets gedoen het, dan moet jy God se naam groot maak. Dan moet jy die Here prys. Jy moet hom loof, jy moet hom eer, jy moet sê dankie Here. Dit wat die Here vir jou en my doen. Maar die mens wil nie so graag. Ek word iets gesond gemaak. Ja, nee. Ek is nou weer piekfyn. Ek wees nou weer up and about. Weet jy wat? God het my genees. Ek wil die Here die eer gee, my genees. Hy het my verlos, hy het my vrygemaak. Ek is in oorwinning. Hy gee God die eer. En hy dank die Here. Omdat hy sy bed kom opneem en loop. En hy genesing ontvang. En hy gee God die eer. God word verheerlik. Wat sê die Here Jesus vers 26? Hy sê, en verbasing het almal aangegryp. Met vrees en vervul. Ekskuus tog. Ons lees weer daai gedeelte. En verbasing het almal aangegryp. En hulle het God verheerlik. En is met vrees vervul. En het gesê, ons het vandag ongelooflike dinge gesien. Amen. Daai skrifgeleerdes en fariseërs. Hulle het gelyk soos vleevangers. Hulle mond het oopgegaan. Hulle was verbaas gewees oor wat voor hulle oë gebeur. Baie mense kan sien wat God doen. Weet jy wat? Hulle sal nog steeds twyfel. Hulle sal sê, ek glo dit nie. Dit kan nie wees nie. Jy kan dit sien met jou 2 oë, maar jy kan sê, ek kan dit nie glo nie. Nou wat nog meer? Wat wil jy meer hê? Dank God as jy dit gesien het. Verheerlik hom dan. Maak sy naam groot. Prys hom, eer hom, aanbid hom. Dien hom. Met jou hele hart, siel en wese. Want die Here wil hê ek en jy moet hom verheerlik. God wil hê ons moet sy naam groot maak. Die Here wil hê ek en jy moet hierdie mond van ons gebruik om hom te prys. Ons moet hierdie monde van ons gebruik en ons tonge gebruik om die Here te loof. Want baie sal hulle mond gebruik om ander uit te skel en te vloek en te kere gaan. Terwyl ons nodig het. Sê Here, U is wonderbaar. Here het genees. En hierdie mense wat verbaas was, verwonderd was, en wat gevrees het. Die werk het nie eens in hulle gebeur nie.
Net iemand anders het genesing ontvang. Maar is verbaas en verwonderd. En het God verheerlik. Amen. Maar as Here aan iemand iets gedoen het, ag nee wat, Ja. dis daar se probleem. Ja. Hoor, daar het nou skielik gesond geword. Ek wonder, ag nee man, wat gaan nou met hom aan? Moenie vra nie, verheerlik die Here. Maak die Here se naam groot. Prys en loof hom aan. Sê Here baie dankie vir die genesing wat hierdie man ontvang het. Dankie Here vir die vrymaking wat hy gekry het of sy gekry het. Dankie Here dat jy hulle sondes vergewe het. Ag nee, hulle wil nou snaaks probeer wees en hulle probeer heilig hou. Vir my. Of môre een sê, wanneer God jou vry maak, dan sal jy heilig wees. Amen. Dan maak God jou heilig. Sodat jy rein kan wees. Vir die aangesig van God. Gebeur 'n wonderwerk in hierdie man se lewe. Dat almal kan sien wat gebeur. Dit moes gebeur dat hulle nie by die deur kon ingaan nie. Dit moes gebeur dat hulle die dak moes oopbreek. Ek dink daar die eienaar van daardie huis wat nadat dit gebeur het. Ek sê, Lori, ek is so bly hulle het die dak oopgebreek. Laat ek dit kon sien wat God gedoen het. Dit het hom geboost. Skoon my. Om die Here se naam groot te maak. Ek wil vanmôre as die kind van God. Die Here bly dieselfde. Amen. Hy het nog nooit verander nie. Die wonders wat hy vir daardie man gedoen het, kan hy vir jou en my en ander doen. Amen. Wat vra die Here? Dat ek en jy moet hom glo. Met ons hele hart, hele siel, hele wese. Want die Here ken jou en my beter as wat ons onsself ken. Amen. En as iets gebeur in jou lewe, God die wonders gedoen in jou lewe, verheerlik hom. Amen. Sê Here baie dankie vir dit wat U gedoen het in my lewe. Al die lof en al die eer kom aan die Here toe. Glory to God. Maar God se genade oor elkeen wees. Amen. Mag die Here elkeen toevou. Diep in sy hol, in die holte van sy hart. Kom ons sit ons so. Here baie dankie vanmôre vir die genade en die goddelike liefde, Here. Dankie vir die goedertierenheid, Here, wat strek tot in alle ewigheid, my Vader. Bid Here, my God, dat hierdie woord gegraveer wees op elke van ons hartstafels. Here, ander wat dit daarna geluister, my God, dat die woord gegraveer word op hulle hartstafels. En Here, dat die vrees van die Here, my God, sal wees by elkeen van ons as mense, Here. Bereik die goddelike doel in elkeen se lewens, Here. Maar vanmôre bid as daar vanmôre mense is wat na hierdie boodskap gaan luister. En Here, hulle twyfel in hart. My God, maar dat hulle sal luister en sê, Here, ek wil glo met my hele hart, hele siel en hele wese. Dat U verheerlik word in deur hulle lewens, ook my Meester. Ons vra dit uit genade uit in die wonderbare naam wat genoem word Jesus Christus.